Nou vriende, is weer 'n dankbare voorreg dat ek saam met u kan wees. Ons is dankbaar dat die Here ons deur nog 'n onbekende nag gedra het. 'n Nag waarvan ons nie veel geweet het nie. Maar die Here het goed gedink om ons te bewaar, ons veilig op te wek, sodat ons ook die nuwe dag tegemoet kan gaan in sy naam. Nou ons weet dan ook dat die Here in beheer is van hierdie dag. Hy's 'n beheer van ons voetstappe. Die Bybel sê vir ons dat die mens dink sy planne uit, maar God rig sy voetstappe. En ook in hierdie dag kan ons met sekerheid weet dat die Here ons voetstappe sal rig. Die Bybel sê vir ons dat soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En as u vanmôre 'n kind van die Here is, wees verseker van God se nabyheid, wees verseker van sy beloftes, wees verseker van sy gees, die gees van wysheid, wat jou sal lei in die volle waarheid, ook deur die waarheid van die woord. As jy vanmôre nie aan die Here behoort nie, wil ek jou oproep om jou werklik te bekeer tot die lewende God. Ons is juist besig met die boek Spreuke. Spreuke gaan oor kennis teenoor wysheid. Ek het vir u gesê, daar is geweldig baie mense wat kennis opdoen. En daar's slim mense vandag in die oë van hierdie wêreld. Mense wat grade agter hulle naam het en voor hulle naam het hulle titels. En dis mense wat geleerd is in ons samelewing, maar hulle het geen wysheid nie. Hulle het kennis opgedoen, maar hulle lewe val uit mekaar uit. Hulle gesinne val uit mekaar uit. Daar is geen etiese en morele kode in hulle lewe nie. Waarom nie? Want hulle kennis is nie toegepas nie. Daar's geen wysheid nie, want u sien, ware kennis gaan oor in wysheid, want ware kennis begin by God, en dit gaan oor in hierdie wysheid, hoe om te lewe, om God te verheerlik, en dan jou naaste lief te hê, soos jouself. Nou die boek Spreuke leer vir ons baie dinge. Ons is nou al reeds by die 17de boodskap, die 6de hoofstuk, en ons het 'n bietjie gekyk na die gedagte van borg, dat ons gewaarsku word om nie borg te staan nie, ons word gewaarsku teen luiheid, ons word gewaarsku teen die deugniet, en het ons ook gister gekyk na die 6 dinge wat God haat, en 7 dinge wat sy siel, wat vir sy siel 'n gruwel is. En ons het daar reeds gekyk na die trotse oë, wat niks anders is as hoogmoedige mense nie. Ons het ook gekyk na die leenagtige tong, en wat dit beteken, en ons kom vanmôre uit by die gedagte van die wat onskuldige bloed vergiet. Die Bybel sê, hierdie dinge haat God, en is vir sy siel 'n gruwel. Mense wat onskuldige bloed vergiet. Nou vriende, as ons dink aan onskuldige bloed, dan gaan ons gedagtes dadelik na die plaasmoorde toe. Ons dink hoe dit in Suid-Afrika gaan, hoe mense vermoor word op plase. Ons dink aan die taxi-geweld. Ons dink aan mense wat inbreek by huise en daardie gesinne vermoor. Ons dink aan die wreedheid in ons samelewing. En ons vra onsself die vraag af, hoe het ons by hierdie ding uitgekom? Daar word iets soos 40, 50 mense per dag in Suid-Afrika vermoor. Een van die gevaarlikste lande in die wêreld. En hoe het ons so vinnig verval in so kort tydperk? Eenvoudig, omdat ons regering boos is. Omdat ons regering God nie liefhet nie, sy woord nie hoog ag nie. Hulle is besig met voorvader aanbidding en allerhande boosheid, en luister. Ons is nie gevrywaar nie, want die Bybel sê as God 'n land wil oordeel, dan stuur hy vir hulle godlose leiers. Vir jare lank het Suid-Afrika die woord van God gehaat en die waarheid van God, en wat doen ons? Ons verwerp dit. Ons pluk nou die bittere vrugte van ons handelinge en ons verwerping van God. En daarom vind ons moord en doodslag as deel van ons land. Sit die televisie aan, luister die nuus, kyk op sosiale media, lees die koerante, en jy sal sien, moord en doodslag is al so deel van ons lewe, dat ons amper nie meer geraak word deur moorde en die wreedheid wat daarmee gepaard gaan nie. Solank ons veilig is en vanaand in ons huise is ons tevrede. Daarom wil ek hier oproep dat ons werklik sal sien, God sê, dis 'n gruwel vir hom. Die Here haat mense wat wreed is en wat moord pleeg. En ag vriende, ek het daaroor gedink en hierdie gedeelte 'n bietjie bepeins, en ek het besef, dit gaan nie net oor die moordenaars nie. Dit gaan nie net oor hulle wat wreed en gruweldade doen nie. Die Bybel is ook baie duidelik daaroor dat ons nie in ons harte mense moet haat en eintlik in ons harte dood wens nie. Dan is ons ook maar skuldig aan hierdie sonde. Dan is ook 'n gruwel in God se oë wanneer ek hier in my gedagte die onheil van mense beplan en oordink en bid en hoop dat hulle miskien sal sterwe. Luister, daar is baie mense wat so haat in hulle hart het verander, dat dit die gesindheid en die gedagte van hulle hart is. Maar verder ook, daar is 'n ander kategorie wat vir my uitgestaan het, waar die Bybel vir ons sê dat die Here haat die hande wat onskuldige bloed vergiet. En dit is die mediese personeel in ons tyd, dokters en susters en mediese personeel wat kinders vermoor in die liggaam van die moeder. Luister, of jy 'n kind buite die liggaam van die moeder vermoor of binne die liggaam, dis moord. Voor God is dit verkeerd en die Here sê hy haat dit. Dis vir hom 'n gruwel.
So as jy vanmôre 'n dokter is of 'n suster is of deel is van hierdie bose praktyk, dan pleit ek by jou dat jy sal bekeer tot God voordat hy jou eendag gaan oordeel. Want die Bybel sê vir ons dat God is ons hoogste gesag en hy het lewe gegee en jy het geen reg om lewe weg te neem met die toestemming van 'n ander een nie. Geen ma toestemming om haar kind te vermoor nie. Geen dokter het toestemming om daardie kind te aborteer nie. Watter boosheid vind ons net nie in ons tyd en ons dag nie. Mense wat geleerd is, kennis opgedoen het, maar hulle het geen wysheid nie, want hulle vermoor iemand wat hulle nie geskape het nie. Hoe wreed en hoe boos is mense nie. Dink aan die genadedood. Ag vriende, mense besluit vandag en hulle skryf in hulle testament dat hulle die dokter toestemming gee om hulle dan ook 'n inspuiting te gee aan die einde van hulle lewe, wanneer hulle miskien sieklik is, sodat hulle nie vir ander 'n las is nie. Wie gee jou die reg om te besluit wanneer jy jou lewe neem al dan nie? Vriende, genadedood is niks anderste as moord nie. Dis niks anders as om 'n lewende persoon te vermoor, omdat jy besluit en daardie persoon besluit, dis nou die einde en ek het nou genoeg gehad nie. Ek wil vir jou die vraag vra. As jy nou in jou testament skryf, as ek nou oud genoeg is en ek is 'n las vir die samelewing, wil ek hê my kind moet die haalgeweer vat en hy moet my kop wegblaas. Sal u dit doen? Jy sê vir my, sê Gerard, is jy nou heeltemal laf? Ek is nie so wreed nie. Nou wat is die ander een? Genadedood is presies dieselfde, aborsie is presies dieselfde. Dis om 'n haalgeweer te vat en daardie persoon weg te skiet. Dis die boosheid van ons hart. Ons het ons so gerasionaliseer in sonde, dat ons dink, as ons nie op 'n wrede manier iemand doodmaak nie, dan is dit goed, die genadedood. En aan ander kere is aborsie 'n wrede, bose manier om iemand te vermoor. En tog keer ons dit goed. Tog is dit vir ons iets wat ons aanvaar in ons samelewing. Wil u verstaan, of verstaan u nou waarom Suid-Afrika sit waar hy sit? Omdat ons die wysheid van God verruil het vir die dwaasheid van mense. Ons dink ons is slim, en slim vang sy baas. Die boosheid is besig om te eskaleer. Daarom het mense nie vandag meer enige genade vir mekaar nie. Daarom as een voor die ander inry, dan stop hulle mekaar en die een trek 'n geweer uit en hy skiet die ander een dood. Waarom? Want ons het hierdie mentaliteit van, ons het geen respek vir lewe nie, want ons het geen vrees vir God nie. Daarom sê die Bybel, God haat mense. En hy haat die dade van mense, waar hulle dan onskuldige bloed vergiet. Nou kan jy vir my sê, luister, God haat nie 'n mens nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat God die wêreld liefhet. Maar ook sê die Bybel vir ons dat die Here die goddelose eendag in die poel van vuur gaan werp. Want God sê dat dit hierdie dade van die persoon gaan geoordeel word, en die dade gaan nie alleen geoordeel word nie, maar die persoon wat die dade verrig het. Daarom sê die Bybel, dis 'n gruwel vir God. En daarom moet jy of bekeer tot God, of jy gaan God se toorn in jou lewe beleef. God haat hierdie dade, en daardie persoon wat hierdie dade verrig, sal eendag vir sy dade in die poel van vuur rekenskap gee. Die Bybel sê vir ons verder, wat se dinge haat God? Wat is vir die Here 'n gruwel? 'n hart wat onheilsplanne beraam. 'n hart wat onheilsplanne beraam. Nou wat beteken dit? Nou vriende, dis eenvoudig mense wat bose dinge bedink en dan ook 'n plek en 'n tyd soek om hierdie dinge ten uitvoer te bring. Dit kan wees morele kwessies, sedelike kwessies, wetlike kwessies, hoe dit ook al mag sê. Het u opgelet wat sê die Bybel vir ons baie duidelik? 'n hart wat onheilsplanne beraam. Weereens die gedagte van die hart. Markus 7, van binne uit die hart van die mens kom die bose dinge. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die hart, vriende, is die beheerkamer van die mens. Ons denke, ons gedagtes, ons emosie, dit is die hart van die mens, en daarom moet ons harte bewaak. Die Bybel sê dis 'n gruwel vir God. Hy haat dit wanneer mense onheilsplanne beraam teenoor ander mense. Wanneer jy daar op jou bed lê en 'n ander een se onheil bedink en dan ook 'n manier soek om daardie ding ten uitvoer te bring. Ag, daar is mense wat huisgesinne opbreek deur seksuele sonde. Daar is mense wat deur bedrog en deur sluiheid hierdie mense se gesinne heeltemal omverwerp. Daar's mense wat die wet verdraai om by hulle self aan te pas, om ander mense te vernietig. Die Here sê, dis 'n gruwel in sy oë. So mense wat onheilsplanne beraam is mense wat bose dinge bedink en wat geleenthede soek om dit uit te voer. Die Bybel sê God haat dit. En ek vra vir u dat u hierdie gedagtes van vandag sal oordink. Hande wat onskuldige bloed vergiet en onheilsplanne beraam.
En mag u en ek ons bekeer tot God, want luister, God gaan nie eendag ons dade in die hel werp nie, hy gaan die persoon in die hel werp. God gaan nie eendag ons dade alleen oordeel nie, maar hy gaan die persoon oordeel wat hierdie dade gedoen het. Daarom sê die Bybel, vandag as julle God se stem hoor, verhard julle harte nie. My begeerte is dat ons die wysheid van God sal sien, vanuit sy woord, en ons sal bekeer tot hom, sodat hy ons genadig sal wees. As u 'n kind van God is, pleit ek by u, moenie deel raak van hierdie boosheid nie, moet dit nie goedkeur nie, moenie 'n positiewe antwoord gee op hierdie goed om te sê, jy gee goedkeuring daaraan, of jy stem in 'n mate saam, of jy verdraai God se woord om aan te pas by ons kultuur en ons tyd nie, mag jy staande bly, om te sê, God sê, hy haat hierdie dinge. Sy siel het 'n gruwel in hierdie goed, en mag u en ek praat, soos die Bybel vir ons sê, soos God wil hê, met liefde, maar met ontzag, ferm, tot eer van sy heilige naam. Groete vir u, seën mooi dag verder, tada.